Skriflesing kom vanoggend uit twee gedeeltes. Die eerste een uit Matteus 6 vanaf vers 7 tot 15. Dis die gedeelte van die Onse Vader, baie bekend aan meeste van ons of almal van ons. En dan ook uit Lukas 11 vers 2 tot 4. Dis ook 'n gedeelte van die Onse Vader, klein bietjie anderste. So Lukas 6, eerste boek in die Nuwe Testament, vers 7 tot 15, net om 'n geheelbeeld te kry van die gebed, en dan Lukas 11, die derde boek, vers 2 tot 4. God se woord is oop voor ons. Kom ons buig ons hoofde. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U nie net daarbo is nie, maar ook hier by ons in al ons nood en ons seer. Dankie dat U ons as 'n Vader beskerm en versorg. Laat U naam geheilig word deur ons vandag. Dat ons so sal optree dat mense U in ons sal herken en ter wille van ons lewe aan U die eer sal gee. Laat die koninkryk kom. Breek vandag die mag van die bose. Bevry ons van die mag van die sonde en van ons eie selfsug. En help ons, Here, om so te lewe dat U heerskappy teen vanaand deur meer mense erken en eerbiedig sal word. Laat U wil geskied. Al is dit anders as wat ons graag het sou wou hê. Here, ons huiwer om dit te sê, maar stel asseblief ons te leer as ons begeertes nie met U wil ooreenkom nie. En maak ons dan gewillig om U wil te doen. Gee ons vandag ons daaglikse brood, want ons in elke dag en alles van U afhanklik. Wanneer ons in nood is, besef ons dit meer as ander kere, maar sonder U kan ons nooit regtig regkom nie. En al sou ons ook genoeg geld in die bank hê, kan dit nog nie ons gesondheid en geluk vir ons koop nie. Vergeef ons oortredinge wat vir ons maar baie klein lyk, maar in die lig van die prys wat dit U gekos het, verskriklik groot. So groot, Here, dat ons maklik die mense kan vergewe wat teen ons gesondig het. En laat ons nie in versoeking kom nie, omdat die duiwel dikwels vir ons te sterk is. Ons nooit sy lus kan weerstaan as U ons nie beskerm nie. En daarom bid ons vandag, Here, verlos ons van die bose, ook waar hy op sy fyn vermomde maniertjies ons wil verlei, om ons onskuldige sondetjies te doen. Soos om goed te vat wat nie aan ons behoort nie, of 'n wit leentjie te vertel. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U is die Here, U het alles gemaak, daarom het U reg op alles. Laat alles wat asemhaal U prys, alle lof moet aan U gebring word. U is groot en goed en getrou. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie. Wonderlike God, genadige Vader, getroue vriend. Amen. Die eerste gedeelte uit Matteus 6, vers 7 tot en met 15. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Verbeel hulle, gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. En dan spring ons na Lukas 11 toe, hier hy 3 verse. En hy sê vir hulle,
Wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergewe ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Tot dit dan in die woord van die Here. Net soos ons verlede maand 'n bietjie stil gestaan by Moedersdag en sê, dink 'n bietjie terug aan jou ma, as ons vandag die Sabbat met ons paas doen. Jou pa nie meer hier op die aarde is nie, dink 'n bietjie terug aan jou tyd met hom, tyd wat jy met hom spandeer het. En as hy nog hier is, as jy geseënd is om jou pa nog by jou te hê, dink 'n bietjie aan jou tyd wat jy met jou pa spandeer. Statistieke in Suid-Afrika in die laaste 5 jaar lyk maar verskriklik. Hulle sê met tot 70% van kinders wat gebore word sonder 'n pa-figuur of 'n pa naby. En dit natuurlik ook 'n geweldige impak op hierdie kind se grootwordproses en sy vormingsjare. Maar ons weet ook aan die ander kant kan 'n pa in 'n huis wees fisies saam met die mense, maar ook nie teenwoordig wees en betrokke by sy gesin nie. En dan aan die ander kant het ons nog die media wat vir ons hierdie rol van 'n pa wees probeer uitwys. Na die flieks wat ons kyk en die manier van hoe die media vir ons probeer sê hoe 'n pa nou eintlik moet wees. En baie keer kyk ons deur die bril van ander mense se ervarings met hulle pa, hoe ons dan dink ons pa's moet wees. Maar dit maak nie juis vanoggend saak hoe goed of sleg jou pa was of is nie, of hoe die media jou pa vir jou probeer wys nie. Want ons aardse pa's, hoe goed hulle ook al is, of was, is nie eintlik 'n maatstaf wat ons kan gebruik om ons hemelse Vader mee te meet nie. Want baie van ons, deur ons ervarings met ons aardse Vader, gebruik hierdie as 'n bril om te kyk na ons hemelse Vader. En dit beïnvloed dan natuurlik ons verhouding met God. Maar later, soos ons verhouding groei met God, moet ons maar besef dat alle aardse vaders, hoe goed hulle ook al mag of is ver te kort en kan nie juist gebruik word om na God die Vader in die hemel te kyk nie. En daarom het God vir ons die Bybel gegee as 'n maatstaf van hoe hy sy hemelse Vader beskryf. Jesus Christus stel sy Vader in die Bybel bekend aan ons. Tesame met al hierdie ander skrywers wat die Bybel geskryf het, kan ons nou hierdie Vader van ons wat in die hemel is, beter leer ken. En dan ons hierdie geloofsbelydenisse in die kerke, wat ons ook as 'n maatstaf kan gebruik saam met die Bybel. Daar seker baie gedeeltes in die Bybel omtrent elke hoofstuk wat 'n mens kan gebruik om op 'n Vadersdag te deel. Maar toe ek so deur alles kyk, dink ek dit is 'n goeie dag vandag op Vadersdag om weer na hierdie Onse Vader gebed te kyk. Na hierdie Vadergesprek, as jy dit so wil stel. Nou toe ek na die oorspronklike vertaling kyk, sien ek daar's 2 vertalings daar, of 2 gedeeltes daarvan. Ek het net geweet van die Matteus 6 vertaling, maar daar's 2 in die Bybel en Lukas sê die ander een ook vir ons uiteen. Hoekom daar 2 is Matteus so saaklik geskryf na die Jode toe. Mense wat klaar geweet het om te bid, maar soos hulle gesien het in die verse voor die Onse Vader in Matteus, het Jesus weer vir hulle geleer hoe om te bid. In eenvoud en geregtigheid tot God die Vader. Nie met 'n lang klomp sinne en 'n klomp woorde nie. Lukas aan die ander kant was weer gerig aan heidene wat van vooraf moes leer of wat moes leer om te bid. Hierdie gebed begin met Onse Vader. En daardie woordjie Vader beteken in Aramees, die taal wat Jesus gepraat het, pa of papa.
Dis 'n term wat 'n klein kindjie gebruik het om sy pa aan te spreek in Aramees. 'n Baie intieme woord tussen seun en pa. En dis hoe Jesus Christus vir God aanspreek. En hy deel hierdie intimiteit tussen hom en die Vader met ons in hierdie gebed. Hy deel as te ware hierdie intimiteit tussen hom en sy Vader met my en met jou en met almal in hierdie wêreld. En daarom wat dit begin met onsse Vader en nie my Vader nie. Ons ken almal hierdie eenvoudige gebed. Ek wil amper sê dat meeste van ons dit uit ons kop uit ken. Word in baie kerke gebruik of in meeste kerke gebruik en daar waar mense by mekaar kom. Maar vandag wil ek amper sê dis gevaarlik om hierdie onsse Vader gebed te bid. Want hierdie gebed is eintlik 'n gebed wat ons bid om vir God te vra om in te gryp in hierdie wêreld. 'n Gebed waarin ons pleit na hom toe dat hy nie hierdie ou wêreld waarin ons woon so moet laat nie, maar dat hy hierdie wêreld sal omkeer, sal verander. Dat hy iets sal laat sigbaar word van sy nuwe wêreld. Hierdie nuwe hemel en aarde wat hy gegaan het om vir ons voor te berei. Wat hy eendag ons sal kom haal en heenvat as hy weer kom met al sy glorie. Ons bid in hierdie gebed, laat u naam geheilig word, terwyl God se naam in hierdie wêreld geminag en oneer aangedoen word. Mense gebruik sy naam as 'n vloekwoord elke dag en meer nog, vloek mekaar met God se naam. En hulle sweer by hierdie. As hulle iets sê, sweer hulle by sy naam en Jesus sê, laat jou ja ja wees en jou nee nee. Ons bid in hierdie gebed, laat die koninkryk kom. Dit terwyl aan hierdie wêreld grootliks gaan om ons eie ou koninkrykies. Mense se eie ideale en strewes in hulle lewe. Waar mense rustig voortleef en hulle min steur aan God en sy gebooie. Ons bid hier, laat u wil geskied. Terwyl so baie mense daar buite na hulle eie wil lewe en boonop hierdie wil van hulle op ander wil afdwing en nooit ervaar die wil van God nie. Ons bid, gee ons elke dag ons daaglikse brood, terwyl die mens nog maar eintlik leef, asof hy self elke dag verantwoordelik is om sy maagie vol te maak, en glad nie na God kyk vir sy afhanklikheid van sy bestaan nie. Ons bid om die vergewing van ons sondes, terwyl ons al hoe minder mense enigste sien om hulle sonde voor God te kom erken. Dat mense regtig nie eers meer sien dat daar werklik so iets is nie. Dat daar wel 'n gebod is wat jy nou moet wys oor die sonde en die gehoorsaamheid aan God nie. Ons bid, vergewe ons soos ons ook vergewe. Maar in hierdie wêreld is daar nie juist plek vir vergifnis nie. Dit gaan eerder oor 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ons bid in hierdie gebed, die versoeking en verleiding van die bose, verlos ons daarvan. En dit in 'n wêreld waar die bose juis aanbid en gedien word, op so baie maniere, waar versoekings eerder gesoek word as vermy word. Hierdie gebed wat ons aan so bid ons in 'n wêreld wat so anders lyk as dit waarvoor ons pleit in hierdie gebed. Kan jy jouself indink vanoggend wat sou gebeur as God hierdie gebed van ons beantwoord? As hy die wêreld begin verander soos elkeen van ons vir hom vra in hierdie gebed. Want dan sal alles mos moet verander. Dan sal alles mos moet verander. Almal rondom ons sal dan moet verander.
En daarom vanoggend wat ek sê, dis gevaarlik om hierdie gebed te bid. Want hierdie gebed kan die wêreld tot in sy fondamente skud. Dis tog waarin in hierdie gebed gaan, dis tog waarom ons bid in hierdie gebed. In besonder hierdie een wat Jesus Christus self vir ons leer. Dis deur God bedoel om hierdie wêreld te verander, te vernuwe, sy ryk te laat kom. Want gebed is 'n instrument wat God aan ons gee om hierdie droom wat ons het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te verhaas. En daarom is dit gevaarlik om dit te bid. Want dan kan niks mos dieselfde bly nie. Maar hierdie gebed het ook ingrypende implikasies vir die wêreld soos ons dit ken. Dis nie net vir die wêreld daar buitekant nie, maar dit het ook implikasies vir elkeen van ons vandag. Dit is gevaarlik vir elkeen van onsself. Ons word dikwels so op ons gemak en so onnadenkend bid. Gevaarlik vir ons eie ideale, ons lewens, strewes en ons drome. Ons eie belange, ons gedragspatrone, gewoontes en gedagtes. Want wat ons doen as ons hierdie Vadergebed bid, as ons onsself 'n gebed tot ons hemelse Vader rig, stel ons tog tot beskikking van die koms van God se koninkryk, is dit dan nie wat ons doen nie? Mens kan nie vir iets bid sodat jy ook nie bereid, sonder dat jy ook nie bereid is om daarvoor te werk nie. En daarom het die kerk deur al die eeue heen hierdie lese laat ontstaan, ora et labora, beteken bid en werk. Want as ons bid, laat U naam geheilig word, dan bid ons mos, laat ek U naam heilig. Dit wil sê dan, laat ek U naam eer en prys. In my gedagtes, my woorde, my dade en my hele lewe. As ons dan bid, laat U wil geskied, dan bid ons mos, gee asseblief dat ons en elkeen almal om ons eie wil sal prysgee, sodat ons U wil, sonder enige teepratery, gehoorsaam kan wees en volg. As ons dan bid vir ons daaglikse brood, vra ons tog dat God ons hom vertrou in alle dinge. Dat ons God alleen vertrou, ten volle vertrou, vir alles wat hy elke dag vir ons voorsorg. So kan ons aangaan. En nou sien ons dat jy nie die Onse Vader kan bid, sonder om bereid te wees om jouself te verander nie. En as ons hierdie dinge van ons hemelse Vader vra, en dit regtig bedoel, sal ons mos nooit dieselfde kan bly nie. Sal ook ons lewens ingrypend moet verander. Sal baie dinge wat vir ons so vanselfsprekend is vandag, wat ons so lief het, sal moet verander. En as ons vandag en alle ander dae met alle opregtheid hierdie gebed bid, dan sal ons verander word. Sal ons gewapen wees met hierdie droom van God, ontsteld wees oor hierdie wêreld om ons waarin ons leef. Ontsteld wees met ons eie lewens soos wat dit is, en aangespoor word om hierdie God wat ons nabid te volg. Maar hierdie is nie sommer net 'n gebed wat die kerk uitgedink het nie. Hierdie is 'n gebed wat deur die Jesus Christus self, die koning van die kerk, ons geleer het. Van aardse paas is daar baie in die woord van God, goed en sleg. Daar's paas wat afgedwaal het en teruggekeer het, paas wat afgedwaal het en nooit teruggekeer het nie, paas wat nooit God aanvaar het en dis meer.
Maar al hierdie paas in die Bybels en alle paas vandag in die hele wêreld het een ding in gemeen. En dit is 'n hemelse Pa. Wat vanoggend en elke dag vir jou sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. En ek wag vir jou om oop te maak, om my in te nooi in jou lewe. Hierdie wonderlike soeke van God is vir elkeen van ons op hierdie aarde. 'n Hemelse Pa wat sê, ek het jou lief, dit maak nie saak hoe vuil jy is nie. Hoeveel sonde in jou lewe is nie. Al was jy pikswart, sal ek jou weer wit was deur my vergifnis. Hierdie hemelse Pa wat die 99 een kant los om jou, vir my, die een afgedwaalde te kom soek. En huis toe te vat as hy ons gevind het. En nie net alleen daar los nie, maar die hele hemel bymekaar roep in blydskap, omdat hy jou weer gevind het. 'n Pa wat jou in sy arms wil toevou vandag en jou hele lewe. Of jy 'n nuutgebore baba is of 100 jaar oud is. 'n Vader wat nie worry oor jou velkleur of jou taal, of jy man of vrou is of koning of 'n gewone mens op die straat nie. Hierdie hemelse Pa wat jou altyd sal lief hê met alles in hom. En as jy dan vandag nog twyfel oor hierdie liefde van jou hemelse Vader, gaan kyk dan weer vandag na die kruis en wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Amen. Ons slotsang en ons slotgebed is ook die Onse Vader. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vir jou vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om te dra as jy swak is en jou te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Hy is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou want hy lei jou deur sy Gees. Die Here is vir jou want Jesus pleit vir jou. Drie-enige God is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.